Amen. Dit is tyd om aan te beweeg en ek is saam met u en ons gaan aanbeweeg. Hier op Kruiskyk, op Encounters, ons gaan aanbeweeg. Sê jouself, ek gaan aanbeweeg. Die Here roep ons om aan te beweeg. Die Here moedig ons aan. Ek kan nie nou sê, is asof ek die prent sien, the cloud of witness, die skare in die hemel, hulle cheer ons aan, hulle sê, dit is tyd om aan te beweeg, en ek is opgewonde, en ek is vol van verwagting, dat deur die woord, deur die waarheid, deur die opening van sy woord, gaan ons aanbeweeg, en ons weet waar ons is op pad, ons weet wie ons tegemoet gaan, ons weet wat ons nou betree, en ek dink dat terwyl ons hierdie groot dag betree, en na hierdie dag toe nader kom, raak die dinge eintlik moeiliker. Het jy agtergekom? Soos ek dit noem, die middernag-eeu, wat ons in is. En ek wil saam met jou weer vandag wil ek praat uit Hebreërs hoofstuk 6 en ook Hebreërs hoofstuk 11. Ok, ek praat weer oor, dit is tyd om aan te beweeg en ek glo dat die Here gaan ons wonderlik seën deur sy woord vandag. So kry jou notaboek en kry jou pen reg en wees soos, be like that noble Bereans that were open-minded, they were eager to receive the message of truth, but they also examined whatever they heard that came from Paul, soos ook deur my vandag. Nou kom ons lees in Hebreërs hoofstuk 6, en dan lees ons vers 1, hy sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering, uit dooie werke, en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging, en van die opstelling van die dode, en van die ewige oordeel. Hoofstuk 11, vers 40. Kom ons sê liewers vanaf vers 39. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sal word nie. Nou, Hebreërs 11 praat van hierdie cloud of witness, hierdie wolk van getuies, hierdie manne en vroue wat getuienis ontvang het, dat hulle geloof aan God gehad het. Nou, hy sê hierso, dat alhoewel hulle deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Hoekom? Ons weet vandag, dat die Ou Testament was nie voldoende nie. It was not sufficient. Daarom is daar 'n tweede. So daar was 'n eerste en daar het 'n tweede gekom. En ek gaan nou praat en is 'n ding wat ek wil noem, dat volmaaktheid is vandag 'n vloekwoord in die kerk. Ja, dit is 'n verbode woord. Jy mag amper nie praat van volmaaktheid nie, want volgens baie van ons, niemand is volmaak nie. Yes, ons almal strewe daarna. Dis wat ons sê. Dis wat ons sê. Maar die Here sê, ons moet aanbeweeg na die volmaaktheid. Nou weet ek nou nie wie van ons praat nou die regte storie nie. Ek gaan nie wys vandag, ek sê dit nie. Hebreërs 6 vers 1, hy sê, ons moet nie bly by die begin, the elementary teachings of Christ. Ons moet nie daar bly nie. Ons moet nie bly by bekering, doop, ons moet nie oor daai goed deeltyd daar nie. Ons kom daar vanaf, dit was okay vir 'n tyd. Ons moes daar begin het. Dis die beginfase. Maar hy sê, nou is dit tyd om aan te beweeg na die volmaaktheid. Paulus sê in Hebreërs 11, hy sê, hierdie geloofsmanne en vroue, hulle het getuienis ontvang, maar hulle het die belofte nie verkry nie, want God het iets beter gehad, in gedagte vir ons. Hy sê dat hulle nie sonder ons volmaak sal word nie.
Nou as ons niemand geen een volmaak is nie, en ons almal strewe nou net, wanneer kom ons dan by volmaaktheid uit as jy vra? Ek wil vandag vir iemand sê, kom ons beveg nie die kruis nie. Kom ons hou op om die kruis en die opstanding van Jesus te beveg. Want wanneer ek en jy sê, niemand kan volmaak word nie, of niemand is volmaak nie, dan indirek maak ons die kruis, ons verydel die kruis, ons beveg die kruis, en ons beveg die opstanding. Nou kom ek sê gou vir dit, die woord volmaak beteken volmaak, dis wat dit beteken. As jy eenvoudig, die woord volmaak beteken volmaak. As ek hom verder kan vat, dan sê iets soos hierdie, having all the required elements, qualities, etc. It means it's absolute, it's complete, it's perfect. My definisie is lacking nothing. Nou weet jy waar ek en jy die ding verkeerd het, geliefde? As wanneer ons aan die vlees kyk na hierdie goeters, as wanneer ons die vleeslike redenasie aangaan, dan kom ons by die plek van niemand is volmaak nie, ons almal strewe man alle. Ek gaan vandag so baie daaroor praat nie. Ek dink by my volgende keer gaan ek meer daaroor praat, maar luister gou, is baie belangrik om te groei na volmaaktheid, maar om eers te verstaan. Ek moet eers verstaan, want wanneer ek groei tot volmaaktheid, nou kyk wat nou hier gebeur, nou bid ek uit hierdie plek uit. Ek sing uit hierdie plek. Ek sal vir jou so 'n paar koor gesing in die ou tyd, mense, en ek dink hy word nog vandag gesing, dan wonder jy ook, Here, het smaak by jou, die koortjie hou jy nog net so vast soos wat jy was, en is onmoontlik, het kan nie wees die progressiviteit. Wanneer ek tot volmaaktheid gegroei het, en na volmaaktheid gegroei het, dan sing ek uit hierdie plek, ek beklei uit hierdie plek. As ek praat van beklei, dan verwys na Efesiërs, wat praat van, our wrestle is not against flesh and blood. Ons stryd, met ander woorde, ek stry uit hierdie plek. Die goeie stryd, kom uit 'n plek van volmaaktheid. Wat sê ek gou hierso? Kom ek sê even wat ek sê. Ek sê dat, wanneer ek bid, dan bid ek nie soos 'n bedelaar. Ek bid nie soos iemand wat nog, jy weet, ek het nie alles by mekaar. Yes, dit is genade, don't get me wrong, maar dit wil nie sê, ek is nou in so condition of position, dat ek moet nou smeek, en ek is nie seker, of ek mag vra nie, ek tree God, ek betree hom so uit 'n plek van onsekerheid. Ek sing uit 'n plek van, eendag as ons oorwinning kry, die songs, eendag as ons oorwinning kry, ek kan nie sing van eendag, wanneer ek oorwinning kry nie, ek maak nou sommer net iets op, maar jy weet, songs wat soos dit gaan, ek kan nie so sing nie, want dat sit nie uit 'n plek van volmaaktheid uit, dat sit 'n plek van, uit die eerste beginsels uit, ek kan nie beklei van, Here gee vir my die oorwinning nie, Here ek bid vir die oorwinning nie, nou, dan as ek nie in volmaaktheid nie, jy verstaan wat ek bedoel, kom ek sê vir dit, ek bring hom nog, ek breek hierdie ding nog af, wat volmaaktheid betref, die wet is onvolmaak, Christus is volmaak, Christus bring volmaaktheid, dit is so eenvoudig, met ander woorde, en ek gaan nie vandag los met 'n paar goed, wat ek graag wil, jy moet self by die antwoord uitkom, want soms moet ons dan self ook gaan sit met die woord en sê, maar Here, hierdie ding gaan nou vir my oop, jy sien, kom ons lees gou, 1 Korintiërs hoofstuk 15, en dan kom ons nog 'n bietjie nader. Nou ek is nou jammer vir die dierbares wat, jy weet wat, die Here vertrou vir die huis en die kar en wat profeteer, wat wil profesie kry. Vandag gaan ons dit nie nou doen nie.
I'm sharing with you something. I'm giving you a substance. En ek probeer nie sarkasties te wees nie. Jy sien, as soos baie mense, hy hardloop net waar daar wonderwerke gedoen word, is wat ek oor laasweek gepraat het. No. Die wonderwerke gaan kom uit die plek waartoe ek groei. Die kar sal kom, wanneer ek by die plek kom waar die Here wil hê. Dan gaan ek nie toil nie, ek gaan nie sobat nie. Dit kom as 'n reflex en soos wat Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kom ons lees gou 1 Korintiërs hoofstuk 15. Kom ons doen hom van vers 55. Doodwaar is jou angel, doodryk waar is jou oorwinning. Nou luister hier. Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Die krag van die sonde is die wet. Ek praat met die dierbare wat aanhou val en jy val en jy bly val, en dan staan jy net op, en dan val jy. Die krag van die sonde is die wet. Christus maak jou bewus van geregtigheid. Nou gaan ons nou Kolossense hoofstuk 1, en dan lees ons vers 28. Hom verkondig ons, en ek gaan sommer sê, hom verkondig ek, terwyl ons elke mens vermaan, en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Nou sê nou vir my vandag, hoekom is volmaaktheid 'n vloekwoord in die kerk? Hoekom kan niemand volmaak word nie? Hoekom strewe ons in mekaar net tot volmaaktheid? Hoekom kom ons nooit by die plek van volmaaktheid uit nie? Dis 'n vraag, familie. Ek weet nie van jou nie, maar ek vra. Ek is tans as ek doen ek 'n kos, en ek roem nie daarin nie, maar ek is een van die studente wat ek vra. As ek nie verstaan nie, en as ek ook nie saamstem nie, dan vra. Jy sien, hoekom vat ons net alles? As kom weer terug, notaboek, pen, jou Bybel. Jy kan nie bekostig om meer in 'n kerk, ek sê maar nou kerk, ons weet ons is die kerk, jy kan nie bekostig om in 'n diens te sit, vandag nog, sonder 'n notaboekie. En as jy jou phone gebruik as jou notebook, doen het. Maar at least maak notas, at least skryf jy skrifte neer. Hoekom? Want jy moet gaan naslaan, jy moet gaan ondersoek instel. Is dit wat my pastoor gepraat het, is dit die waarheid? As dit wat ek vanmôre hier gehoor het, kom het uit God uit? As dit die openbaring van God se woord? Ek wil eintlik na die konklusie toe gaan. Jy sien, neem die wet weg, dan wat kry jy? 1 + 1 is 1. Neem die wet weg, dan wat kry jy? Ek los die vraag by u. Dan wil ek u nog 'n ding noem. Efesiërs 5 vers 27. En dan maak ek klaar. Ons het die afgelope tyd het ons gepraat oor die dag van die Here wat praat van sy koms. Okay? Nou hoor gou hier. Sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Kom ons lees hom in die Amplified. The Amplified say, so that he might present the church to himself in glorious splendor, without spot or wrinkle or any such thing, but that she, that's the church,
would be holy and blameless. Praat van volmaaktheid, mense. Met ander woorde, Jesus Christus kom vir 'n kerk wat beskryf word volgens Efesiërs 5 vers 27. En nou moet jy verstaan, die kerk homself hoef dit nie te doen vir hom of vir haarself nie. Jesus het gekom om dit vir sy kerk te doen, vir sy mense, wat nou die ekklesia geword het. Ons weet wat die kerk beteken. So, die kerk hoef niks te doen nie, want as die kerk nou eers weer betrokke raak, mense, dan sê ek jou wat gebeur, dan val ons weer in 'n wettiese sisteem. Want ek moet nou probeer om geregtig te word, en geregtigheid te doen, en geregtigheid te wees. Ek moet nou probeer om heilig te wees. Dink God daaroor, ek moet nou probeer om verlossing te kry. Ek moet nou verlossing kry. Maar 1 Korintiërs 1 sê vir jou en my, ek dink vers 30, hy sê, Christus het vir ons geword, heiligmaking, regverdigmaking en verlossing. Daarom kan ons nie betrokke word in die werk van Jesus Christus nie. Ons werk is om sy woord te ontvang, te groei in sy woord tot volmaaktheid, en nou word ons bedienaars van hierdie woord van versoening, hierdie woord van vrymaking, hierdie woord van genesing, hierdie woord van redding. Maar ek en jy doen nie self die goed, ons word nie self heilig nie. Jy sien, ek wil afsluit familie, die wederkoms is die finale. Die finale. Dit beteken, dit is die laaste event. It's the last celebration. En ons gaan hom tegemoet met die olie. Onthou, die 10 maagde, 5 het olie gehad, olie hou die lamp aan die brand, olie bring lig in 'n lamp. Sonder olie in 'n lamp kan daar nie lig wees nie. Die 5 dwaases, hulle het die olie gehad in die lampie. Wat is die olie? Dit is die geopenbaarde woord. Dit is nie net, jy weet, iets wat ek gou hier vandag sê, sonder begrip, sonder om te verstaan wat ek praat nie. En dit praat nie oor net, dit gaan nie oor wat ek sê en preek en wat nie. Dit praat van lewe. Ek lewe nou volgens wat ek verstaan. My hele lewe spruit uit die openbaring van Christus wat die woord is. En ons gaan dit nie op een slag net reg kry nie. Want gradually groei ons in ons denke. Paulus sê in Romeine 12 vers 2, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. So dit is 'n proses. Maar solank ons in die proses bly, nothing is complete without a process. Solank ons in die proses bly, so gaan ons standvastig word, en ons gaan sterk word, en ons gaan bly groei. So as die verdrukking kom, wanneer dit kom, wanneer die sorge van die lewens oorval, kom ons compromise nie die waarheid nie. Koop die waarheid, invest in dit, en verkoop dit nie. Ek wil u aanmoedig vandag, familie. Ons het gekom by die einde van vandag. Ek en jy moet by die plek kom waar ons verstaan dat sekere goeders wat ons gehoor het dalk, wat nie regtig so is nie. Die Bereaanse gelowiges, hulle het seker gemaak, hulle het gaan ondersoek en self, hulle het naslaan gedoen en gaan kyk hoekom, want die mense wil verstaan. Hoekom? Daar was al te veel kom preek in ons stad. Daar was al te veel missionaries het gekom, daar te veel uitreike gebeur, dat te veel mense victims gelaat, te veel huise was opgebreek, nie almal nie, maar daar's die wat gekom het, wat net, hulle het moeilikheid veroorsaak, en die Bereaanse het gaan sit, hulle was eager om te ontvang, maar hulle was net so eager om terug te gaan, en ondersoek in te stel. Jy mag dit doen, ek gee jou vandag die reg, jy kan wat ek saam met jou deel, jy het die reg om te gaan naslaan. En as jy weet, maar dit is nie wat die woord sê nie,
dan bel jy my, daar is 'n nommer op die skerm, jy kan my WhatsApp, en ons gaan saam deur God se woord. Onthou, die Here is getrou, en sy belofte staan vas. Ek en jy moet Jesus Christus tegemoet gaan, soos die 5 wyses, vol olie in die lamp. En dan kan ons daar die lied sing, dis wanneer ons gekom het tot die understanding. Ons gaan nog meer praat oor die wederkoms. Ons gaan meer praat, geliefde. Want ek glo dis 'n, ek wil nie sê 'n topiekie, maar dis iets waaroor meer moet oor gepraat word vandag in die kerk. Hoekom? Om ek en jou gereed te kry. Geniet jou lewe. Doen wat jy kan doen. Maak die lewe werk op die aarde. Maar onthou, ek en jy moet in gereedheid wees vir daardie dag. Dankie dat jy saam met my ingeskakel was. Ek geniet dit elke donderdag saam met jou. En onthou, ons is ook op YouTube. Jy kan dit indruk daar, Desmond Berry Encounters. En daar sal ek die programme kry, elke donderdag aand hier op Kruiskyk TV, om 9 donderdag aand, en herhaling van die donderdag aand se program, die Vrydagoggend, om, ek dink 11:30. So, wees geseënd tot volgende week. Amen.